Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die Heilige Gees. Nou sê my 'n bietjie, wie van julle het al gehoor van die Heilige Gees? OK, ek sien dit klop die hande, maar ons gaan vandag 'n bietjie julle vertel van die Heilige Gees en leer hoe werk die Heilige Gees. Julle en ek is super excited. Julle verstaan nie. Ek is regtig so baie excited om vir julle hierdie te leer. Ons gaan so 'n groot pret hê. Ek wil julle graag innooi in Braam's Kitchen in. Burgers in hoop, in die hoek en is het doen. Jebers, beer, hoort, beer, sterk, boet. Alright julle, welkom by Braam's Kitchen. Ek wil julle met 'n groot aandag klap gee vir my assistent, Paul Byron. Daar sê jy, dankie Paul. Paul Byron, jy kan by hierdie kant staan. In regte taal sal sy my sous-chef wees, jy weet. Is hy 'n chef hier rond? Is hy 'n chef? Enige chef, Kolia? OK, daar's 'n chef, daar sy. Mooi dit nou. Nou vandag gaan ek vir julle twee dinge op dieselfde tyd leer. Het julle al gehoor julle mamma sê manne kan nie multitask nie? Het julle al dit gehoor? Want ek is die lewende voorbeeld daarvan dat dit nie so is. Ek gaan vandag vir julle wys. 'n Man kan ook twee dinge op dieselfde tyd. Alright. Vandag gaan ek julle leer om hot chocolate te maak. Maar soos 'n egte hot chocolate. Nie net daai wat jy so in die koffie gooi, dis ook baie lekker, maar hierdie is met regte sjokolade. Wie hou van chocolate? Dan wil jy sien, drink hierdie chocolate. Manne, as jy hierdie ou eet, lekker. Ek sal natuurlik slaap vir 2 dae as ek die blokkie chocolate eet, maar dit is sommer net lekker. Julle, ek wil vir julle vertel, ons gaan nou chocolate maak. En om 'n chocolate te maak, het ons verskillende bestanddele nodig. Ons het melk nodig. Wie weet waar kom 'n melk? Melk kom van 'n koe af, nee. Hierdie is lekker melk, natuurlik vars en of nou nie, dis UHT proses melk, soos wat net uit die koe uit nie, maar dis vars genoeg. En dan natuurlik het ons dit nodig. Wie weet wat is die ding? Wie kan my sê wat is die? 'n pot. En ons het koppies nodig en 'n lepel en natuurlik ek kan nie hoor nie, wat is die? OK. So ek gaan nou leer wat chocolate doen. Right? Maar op dieselfde tyd gaan ons 'n bietjie iets leer van die Heilige Gees. Sê gou saam met my, Heilige Gees. OK. So hierdie is die melk. En melk is een van die belangrikste goed wat jy nodig het om chocolate te maak, want iewers in iets met hierdie chocolate insmelt. So kom ons sê ek en jy is soos die melk. OK. En dan sê jy moet so om en by. Jy moet weet hoeveel jy ingooi. Ek gaan nou maar net die liter doen. Yes, julle manne, ons gaan hot chocolate drink tot môre. Laat sy check dit so. Man, ek moet sê ophou net. OK. Right, hier is nou melk. Kom ons sê jy is die melk. Sê gou, ek is die melk. OK. Dan het die melk wat ek iets gegooi, 'n pot. Nou hierdie pot is soos die lewe, OK? So die pot is die lewe, maar die belangrikste moet onthou is jy is die melk. Nou baie keer gebeur dit of elke dag leer ons van hierdie Jesus. So as kom ons sê hierdie blokkie chocolate is, jy lees jou Bybel. En ons sê hierdie blokkie chocolate is, jy gaan Sondagskool doen. En ons sê hierdie blokkie chocolate is, jy doen huisgodsdienst by die huis. Jy lees bietjie Bybel en bid voor jy gaan slaap. Kom ons sê hierdie lekker song sing, nee? Hierdie sommer so bietjie Aricha Paai, Tatsikra, dis daai ene. OK, en dan kom ek weet ek gaan nog opgooi. En dan hierdie is nou, kom ons sê byvoorbeeld, papa gesit by jou of mamma kom sit by jou en dan vertel jy van Jesus. Ek kan net so 'n bietjie breek maak, maar dit is ons hy. En dan die laaste enetjie is jy kyk net op die TV en jy leer ietsie van Jesus. So elke dag in ons lewe leer ons van Jesus.
En op klomp verskillende plekke en op klomp verskillende maniere leer ons van Jesus. Ja, van Jesus. Ons leer van God. Ons leer hoe behoort 'n Christen mens te leef. Julle ken ons baie van 'n Christen moet vriendelik wees, 'n Christen moet 'n oop hart hê, 'n Christen moet luister, gehoorsaam wees, hulpvaardig. Al daai mooi dinge. Ons leer dit alles, nê? En alles is binne in die water, in die melk. Right. So, ons hoor, en ons leer baie van Jesus. Maar is hierdie melk met chocolate en al hot chocolate? Wie sê nee? Julle is reg. Ek het net gou nodig dat iemand kom toets. Sean, wil jy nie gaan opkom nie vir my, asseblief Sean? Ek wil net gou jy moet vir my kyk. En net vir die mense sê, is hierdie al hot chocolate? Okay. Laat ek sê ek moet dan 'n klap vir Sean, hy is reg, hy is reg. Okay, kom kyk bietjie so. Sê net bietjie, is daai hot chocolate? Net bietjie proe. Soos lekker, ek weet nie soos, kyk hier soos 'n paar interessant, ek kan net die chocolate kry, check dit so. Is dit hot chocolate? Okay. Sean sê, dit is nie. Dankie Sean, gemaak dat was hy sê dit is nie. Ek hoor iets nie. Ek is seker van ek hoor iets. Wie kan vir my sê wat hoor ek? Daniel, jou hand is eers op. Ek hoor? Ek moet dit dan kook. So ek hoor, wat hoor ek? Ek hoor hitte. Ek hoor 'n stoof of 'n vlammetjie. Weet julle wat nie? En jy kan nie dit glo. Oom Nico het net vanoggend dit in Nico lees. Okay, so nou, en sê sy dogters, julle moet nie hierdie alleen by die huis doen nie, ek is self bang om dit nou te doen. Julle ken my mos, jy weet, daar gaan jy kan ontplof of iets. Okay, so, wat het ek hierso? Ek het hierso 'n vlammetjie. Nou, weet julle wat ek julle leer? Ek wil julle leer, as jy doen, ja? Die Heilige Gees is die vlammetjie. Nou, ek moet dit seker sag as dit net in. Ja. Paul sê jy kom ons daai daarop. As nie. Dus ek alles op rol ingooi. Ek maak nie. Wie wil my help proe dan? Hæ? Ja, ek kan so weet. Okay, so my assistent Paul gaan nou 'n bietjie staan en roer hierso. En terwyl sy staan en roer, wil ek julle gou 'n paar goed leer. Okay. Die vlammetjie in ons lewens is die Heilige Gees. Nou ons het mos nou gesê, ons is die melk. En ons het gesê, al die dinge wat ons van Jesus leer is die chocolate, en nou is die Heilige Gees daar, en die Heilige Gees maak hierdie melk warm, en snel die chocolade, en dan snel alles mos so saam, nee, en dan kry ons. Nou as jy baie meer van Jesus, die Heilige Gees se werk in jou is, om alles te laat saam smelt. Sê gou vir my saam smelt. Dan word jy 'n nuwe mens. Sê nuwe mens? Jy doen dinge anders en jy is anders. As hierdie chocolate hier gesmelt het, dit is hot chocolate. En as hierdie hot chocolate koud word, bly dit nog steeds chocolate melk. Dit gaan nooit weer melk en chocolate word nie. Dis nou vir altyd saam.
En as die Heilige Gees in jou hartjie werk, is dis wat hy doen. Hy maak dit alles wat ons leer van Jesus in ons lewe teenwoord. Nou, wie is die Heilige Gees? Nou ek wil julle mooi luister. Almal staan op my op. Right, almal staan op. En dan draai jy vir my een keer in die rond. En dan sit ons. Right, sit jy julle handjies agter die oortjies en luister julle mooi. Wie is die Heilige Gees? Ons hoor baie van die Heilige Gees. Ons praat oor die Heilige Gees en ons sê die Gees moet jou lei. Maar wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is 'n wie, nie 'n wat nie. Dis 'n wie, dis 'n persoon, dis 'n wese. Nou, jy het al ooit gehoor, ek wil gou kyk, ek stel myself, wie het al gehoor van die drie enige God? Sê vir jou. Julle is mooi, nee, julle is slim. Ons het die Vader, die Papa, wat die skepper is. Dan is daar die Seun, wat sy naam? Sy naam is wie? En daar is die Heilige Gees. Nou hoe dit werk is, wat het ek in hierdie botteltjie dink julle? Wat is hier binne? Water. En as ek hierdie water in die vrieskas sit, wat word dit? En as ek dit kook, word dit? Stoom. Is al drie dele water? Maar is drie verskillende maniere, nee. Ys is nie stoom nie, maar die binnekant is dieselfde, dis water. En dis hoe God werk. God is op 'n tyd, hy is ys, water en stoom, alles op dieselfde tyd. Dis verskillend, maar is nog steeds dieselfde. En daarom kan ons vir mekaar sê vandag, die Heilige Gees is God. Dis belangrik. Die Heilige Gees is wie? Ja, die Heilige Gees is God. Die tweede ding is, ons is mekaar sê, waar bly die Heilige Gees? Wie weet waar bly die Heilige Gees? Ansel. Die Heilige Gees bly in jou hartjie. Waar bly hy nog? Waar bly hy nog? So. In die hemel. Waar bly hy nog? Wie weet nog waar bly die Heilige Gees? In ons harte, waar nog? Oral. Die Heilige Gees is oralste. Op die hoogste berg en in die diepste gat, oor die see, oor die woestyn, oor die jungle. Die Heilige Gees is ook in ons hartjie. Hoe werk dit? Die Heilige Gees is groter as net 'n mens en hy beweeg oralste. Maar ons kan hom nie sien nie, nee. Ons kan nie die Heilige Gees sien nie, maar ons weet die Heilige Gees is daar. Dis soos die wind. Maak hom my soos die wind, maak so. Weet jy al gereed slaap en hoor jy gaan die wind so op die hoeke, maak so. Jy het al gehoor, wie dink is scary? Jo, ek dink dis super scary. Jo, en as die wind die deur is so wat baie partyke reg. Nou dit lyk so. En dan kom dit ook so, 'n voël wat scary is ook. Ja, dan trek ek my op mens bo oor my kop en ek sê net, maar kan ons die wind sien? Ons kan sien wat die wind doen, nee. Ons kan sien as die wind hierdie saadjies waai en as die wind die blare waai, ons kan dit nie sien. Maar kom ons moet reg. Okay. So die Heilige Gees is soos die wind. En oral in ons hartjies, in ons wese, buite, op die see, op die berg, oral is die Heilige Gees. Omdat Jesus was die kruis gesterf het, bly die Heilige Gees in ons hart. En nou die laaste ene wat ons mekaar moet sê is, wat doen die Heilige Gees? En dis natuurlik wat ons vanmôre op doen. Ons praat oor die Heilige Gees. Heilige Gees doen baie dinge. Die Heilige Gees, jy laat oor my stemmetjie binne jou.
Jy stap by plekke en jy voel met, hier is dinge nie reg nie. Of jy praat met iemand, ewe skielik gaan jou nekhare staan so op. Dit herinner my aan daai hypo-advertensie, nê? Waar die ou sê daai mes so in die toaster nog insit, dan gaan daai hypo so. Het jy dit al gesien, nê? Dit is so. Die Heilige Gees praat met ons, as ons die Bybel lees, wie weet wie die Bybel geskryf? Die Heilige Gees, nê? Deur mense, die Gees van God in die Bybel geskryf. So dit beteken, as ons die Bybel lees, praat die Heilige Gees met ons. Die Heilige Gees is oor ons. Maar belangrik is die volgende. Die Heilige Gees help ons om kinders van God te word. Jy kan baie van Jesus weet, maar jy kan nog steeds nie sy kind wees. Dis omdat die Heilige Gees in ons werk en ons een word met God se Gees, een word met dit wat ons leer, dat ons kinders van God is. Een is hierso, ons leer baie van God, ons bid en ons gesels by die Here, ons doen huisgodsdiens en die Heilige Gees kom hier nou toe. Hy gaan vat jou hartjie so. En hy smelt alles saam. En jy word 'n nuwe mens. God se kind. So sit jou hand op jou kop. Ons leer baie van Jesus. Op baie plekke. Maar ons voel Jesus deur die Heilige Gees. Dis mooi, né? En dis hoe die Heilige Gees werk. Wil ek raak toe, ons sal 'n bietjie chocolate. Sien jy geen chocolate, maar kom ons, kan ek nog 'n bietjie opstoot? Dit is 'n bietjie begin kook. Dit lyk amper of hy begin kook. Right. Ons gaan amper hierdie ding toets. Dan gaan julle my sê of dit lekker is of nie. Ek wil julle gou 'n stukkie die Bybel uitlees. Om alles wat ek nou gesê vir julle te leer. In Romeine 8 vers 12 tot 15. Sê gou Romeine. Ek kan julle hoor nie? 8. Kijk, dit was het staan. En dan hier gaan jy sien, ek praat die waarheid. Omdat die Heilige Gees in ons bly. Waar bly die Heilige Gees? In ons. Ook oor ons te maak. In ons. Mag ons nie lelike dinge doen nie. Laat die Heilige Gees julle help om nee te sê vir sonde. Dis nou al daai dinge wat ons nie mag doen nie. Dan sal julle altyd bly lewe. Wat? Dan is ons gaan ons hemel toe gaan, né? Die Here se kinders laat toe. Dis nou ons almal dat die Heilige Gees hulle lei. Die Gees is glad nie kwaai nie. Hy sorg dat julle nie bang vir God is nie. Hy maak julle God se kinders. Wie se kinders is julle? God se kinders. Die Gees sorg dat ons baie lief vir God is. Hy leer ons op elke dag God as ons Vader te ken. Ons kan nou elke dag vir hom Vader sê. Wat is die ander naam vir Vader? Papa. Papa. Ons lees dit in Romeine 8. So net om dit gaan staan weer te lees vinnig, omdat die Heilige Gees in ons bly, mag ons nie lelike dinge doen nie. Laat die Heilige Gees julle help om nee te sê vir sonde. Dan sal julle altyd bly lewe. Die Here se kinders laat toe dat die Heilige Gees hulle lei. Die Gees is glad nie kwaai nie. Hy sorg dat julle nie bang vir God is nie. Hy maak julle God se kinders. Die Gees sorg dat ons baie lief vir God is. En hy leer ons om as God as ons Vader te ken. Ons kan hom elke dag vir hom Vader sê. En dis belangrik om dit te weet, want ons word nou saamgesmeld met die Here. Alles wat ons leer, Here, alles wat ons hoor, elke Sondag wat ons in die kerk is, al wat iets word die Heilige Gees gebruik en word saamgesmeld in ons hartjies. Dan word ons 'n nuwe mens, net soos hierdie melk hot chocolate geword. Special. Ons as God se kinders moet ons hartjies oopmaak dat die Heilige Gees ons kan werk, hè. Ons het ons hartjies as vandag so oopmaak dat ons regtig nuwe mense kan word, kinders vir Jesus. So kom ons mag ons